begin, is jou beurt. Okay. Oomblik van stilte gewees. Vir die bossies wat dooi. Dooi hulle rarig. Ek hoop so. Wat is jou, die hele plan vir Skralanse? Ja. Behalwe eisters. Spuit hulle 5 liter diesel die vorm van eister. So. Wat is hy? Laas jaar se resep, waar een ou my pa gesê het, van hy generiese glifosaat 5 liter. Het ons podcast nou oor gegaan in 'n comedy show. Ja. Maar ek dink daar is regtig, kom ons praat 'n bietjie oor die spuitery en goed en doen en dit is vir my kommerwekkend om te sien hoeveel meer weerstandbiedende onkruide koppe begin uitsteek. Ek sê hier by ons dink ek die misbreedies is ook nou, kan hom op die lysie sit. Ja, definitief. Hulle wil nie, wel by my dink ek kry ek hulle nog dood, maar ek sien waar hulle vandaan kom in die area en ek dink, ek gaan dit sê, maar ek dink generiese glifosaat het bygedra tot 'n klomp van hierdie weerstandbiedendheid, want ek dink nie, jy kan nie 'n generiese glifosaat vergelyk met 'n PowerMax nie. Ek het een jaar vir 'n ou 2 kan 'n PowerMax by my gegee wat hy gekort het, hy het nog vir sy glifosaat gewag, en eintlik het die rep wat 2 kom oplaai, en hy het vir die ou gevat, en hulle het toe vir my teruggebring, maar hulle het toe nie vir my PowerMax teruggebring nie, hulle het myne toe nou vervang met 'n generiese produk, en jy weet, ek spuite, by my is 'n 1.7 liter PowerMax, kan ek redelik gras en alles doodspuit. Ja. Ek het daai goed gespuit teen 2 liter, daar was nie 'n verklering nie, en ek het hulle toe, toch maar kom ek spuit om 4 liter. Goed het verkleur, maar het nie gedooi nie. Ja. Maar ek kon nie dieselfde doen as 1.7 liter nie. En weet jy wat, as jy nie onkruid doodslaan nie, maak jy hom sterk. En ek dink baie van die generiese goed wat gespuit word, ja, jy kan seker, ek dink nie al die generiese nie, ek dink daar is van die generiese glifosaat wat sy slaankrag het, ja. Maar jy moet, ek weet nie, ek hou maar van PowerMax, daai Jy voor jy nou aangaan oor jou 1.7 liter, julle moet asseblief net verstaan dat vir daai 1.7 liter om te werk is daar 'n sekere hoeveelheid stappies wat gevolg word voor die man dit uitspuit op sy spuit. Kom ons begin by waarmee spuit jy? Wat se spuite het jy? Ja, so ek het my hoogloop is op Case Patriot. Ja. Is 'n 2013 model. So hy kom nou al 'n hele paar jaar saam. Aim Command op, weet PWM. Dan het ek 'n Hardy spuit. Ek dink 'n 800, 'n luftspuit. Ja. Wat as dit nat is, dan spuit ons maar met hom, want daai hoogloop loop hy glad nie. Nee. As dit glad nie loop. En dan het ek 'n vetsak. Klef 5 hy narkie spuite vir oranje. Ja, hy's al rooi. Ja. Dis al, ek dink hy al 30 jaar oud, val. Ou vetsak sleepspuit, 2000 liter tank. Boom. Niks grants op nie. My Hardy het 'n egg liter direct command kit ook op wat my swat control en weet ek kan spoed aanpas gee. Maar my ou vetsak, hy het wel air induction nozzle van TJ top. Ja. Roy AIXR 04 en hy spuit. Okay, en dan die manier hoe jy daai gif neersit is weer dis jou volgende stap, jou voorbereiding en spuitkondisies moet reg wees om 1.7 liter Roundup te spuit, en dan moet jy bysê wat sit jy by, wat sit jy nie by nie. Ja, so my water laat ek toets elke jaar. So ek is gelukkig, ek het goeie water. So ek hoef nie te veel ammoniumsulfaat by te sit nie. So wat die ammoniumsulfaat doen is, jy dit bindbaar met die swaar metale om jou water sag te maak of veilig te maak vir jou glifosaat. Anders bind daai metale met jou glifosaat en dan maak jy jou glifosaat eintlik oneffektief, ja. So by my en by jou weet ek doen jy dit ook nou, en ek dink ou wat dit nog nie doen nie kan daai proef maar gaan doen. Meng jou ammoniumsulfaat so lank as moontlik voor die tyd in jou water in. Ja. Vir my wat ons doen is, my tanks wat ek opgaar, wat ons pomp in die lorry in, wat my water rondry, so wat die tanks vol pomp,
gaan die ammoniumsulfaat klaar by. Dit gee weer eens van chemie het reaksietyd nodig. So hoe langer daai tyd is, hoe beter. As jy harde water het en jy meng hom op die land, ek self het maar dit al een keer doen gehad, ek water getrek het uit 'n gat uit wat se water, die waterkwaliteit was sleg en my glifosaat het nie gewerk nie. En ek het die ammoniumsulfaat bygesit. Ja. Jy soek soveel as moontlik langer tyd. Jy dis nie te sê 'n dag, 2 of 3 nie, hoe langer is beter. Maar as jy sê 20 minute of op die spot meng, is nie so. Dis een van daai goed wat jy bietjie meer effektiwiteit uit jou Roundup gaan uitkry, is jy deur jou ammoniumsulfaat bietjie vroeër te meng. So by my ammoniumsulfaat gaan voor die tyd in. Jy weet, so as dit tyds in die lorry gepomp word, ek hoef nie te wonder of dit daar is nie, ek weer dit slaag daarin. Ja. En dan Roundup soek lae watervolume. Jy al gesien hoe werk Roundup agter 'n vliegtuig? Jy al gesien hoe werk Roundup met 'n drone uit? Ja. Baie effektief. Sal waar 'n drone werk. Wel, ek spuit 'n laer watervolume, 200 liter hektaar watervolume Roundup. Nee. Jy soek hom soos whisky op die klippe. Ja. Daai plant moet vir hom suiwer proe. So hoe hoër die konsentrasie op die blaar gaan wees, hoe beter. Dis 'n swaamdoder wat jy bedekking wil hê, nie? Ja. So ek spuit min. En daar jou nozzle wat jy mee spuit speel 'n groot rol. Jy daar ek hou van TJ se nozzles en dan het ek daai ander wat Magnojet, daai Ja, is 'n Magnojet, ja. Ja. Op die PWM werk vir my baie goed. Ek gebruik AccuPulse wat net vir ek dink is een van die min nozzles wat geregistreer ontwerp is vir 'n PWM soos 'n stelsel, weet soos die wat ek by Patriot het. En dan wat die PWM my in staat stel is ongeag van die spoed wat ek ry, bly my lewering en my druk konstant. Ja. So my druppelgrootte, ek hou van 'n growwe druppel. Ek soek nie 'n fyn mis nie, want fyn mis waai weg. Ja. So ek het 'n growwe druppel, ek hou van so 2,5 bar, 2,5-2,8 bar. En met die lae konsentrasie en ek sorg want laat met die regte nozzle laat ek op die teiken uitkom. Nou is my burn down waar die skraalhanse wat moeilik is. Skraalhans spuit ek ook daarom nog redelik effektief dood. Juist met 'n laer watervolume, ek kry die konsentrasie, want daai blaartjie is so klein op 'n skraalhans. Ja. So as jy die bietjie raak spuit, wil jy moet eintlik skoon Roundup op hom sit. Jy wil nie 'n korreltjie Roundup in 'n druppel water neersit, die druppel water gaan afloop. So laer volume Roundup, vir watervolume van Roundup werk. Maar dan moet jy seker wees jou toerusting kan dit doen. En so by my, ek kan sê ek spuit op my Hardy en op al die vetsaak wat nou net nie PWS nie, gewone nozzles in daai Hardy. Spuit met hom op 75 liter hektaar, maar ek het die regte nozzle gekry vir dit. Weet in doen daai proef, gaan spuit 75 liter burn down versus 'n 150 of 'n 200 liter. Met die regte nozzle. Met die regte nozzle wel, ja. Weet, maar gaan kyk, jy gaan sien, dan vat jy dieselfde spuit met die regte nozzle, gaan daai laer volume gaan vir jou die beter werking gee. Is daar iets om by te sit? Ek dink PR Max is so geformuleer, hy transhulp goed in. Jy hoef nie 'n benater of 'n spreader of enigiets by te sit nie. Daar is goed wat jy kan bysit, maar ek dink hier dis altyd die geld werd nie. Ja. Ek hou van daai radiator vloot, absorb. Ja. Dis een van die goed wat ek voel kan bysit. Ek gebruik Silvet. Of Silvet. Ja. Maar om bietjie to ramp it up, jy weet. Ek wil eerder 'n goeie produk sterker maak as wat ek 'n generiese ding probeer op die vlak kry van die, want ek dink jy gaan dit ooit reg kry nie, want chemie is nie so eenvoudig nie. Maar ek hou van my absorb by te sit. Net om my harder uitslaam aksie te kry, maar jy weet jy kan te veel ook van dit neersit, alhoewel jy hoef dit nie neer te sit nie, weet, maar gelukkig die label laat dit toe om dit om dit te doen. So, maar ja, maar spuittoerusting baie belangrik. Weet dit is nou vir ek kan sê as mens glyfosaat het, ons het nou tools praat van ek dink hier van 'n kant af van eers van 'n burn down af, maar ek meen as ek nou na voeding toe gaan, as ek nou byvoorbeeld 'n bietjie sinksulfaat wil uitspuit. Ek wil net 'n 6-7% oplossing maksimum kry. So hang af van hoeveel sinksulfaat ek gaan neersit. Vat ek net dit en ek maal dit met 7,5 en ek kyk hoeveel water moet ek neersit en ek het 5 nozzle bodies op my of 5 een van daai 5 rigting caps. Ja. En dan draai ek hom net tot op die een wat ek wil hê en daar gaan ek.
ek spuit dit net dit uit, want ek soek hierdie konsentrasie. Ek hoef nie 200 liter te spuit as ek net 80 liter hoef te spuit nie. Maar ek dink as dit nou kom by plantmengsel byvoorbeeld, wat ek nou kan ek sê 'n grasdoder in het en 'n bietjie triazine, wurmgif, dan wil ek gaan na 150 liter hektaar toe. Want ook dit kom al by oplossing in. En net om seker te maak alles bly mooi in suspensie en dit vloei maklik deur die stelsel. Die PWM, ek moet sê hy kom aan partykeer, hy is nie so lief vir atrazine nie, want atrazine raak stikkie, hy poppets partykeer. Maar as dit begin pla, want ek het gesien daar's verskillende, nee, en dis daai ding ook van nie alles nou kan, dis nie te sê as die een ding sê atrazine, die ander ding is ook atrazine nie. Daar is formuleringsverskille. En op daai goed wat dik is, moet jy dan partykeer 200 liter toe gaan. Maar ek voel 200ste min vir swamdoder vir my. Ek verkies 250. Maar jou toerusting moet reg wees om daai werking te kry. Wat ons nou 'n BASF wiki nou daar. En hulle swamdoders, ek's 'n groot aanhanger van hulle swamdoders want dit werk verskriklik goed. Maar deur 'n verkeerde nozzle te gebruik, kan jy maak of die verkeerde watervolume, kan jy van 'n baie goeie produk eintlik 'n swak produk maak. Okay, maar jy gaan eintlik te vinnig te ver. Ons het nou die ammoniumsulfaat in die water gesit. Net as die ammoniumsulfaat en die water in die spuit gesit of in ons mengkarretjie. Nou gaan ons meng. Nou mengvolgorde is. En ek moet vir sê in die laaste my laaste 5-6 jaar, die verskillende gifreps wat ek gehad het vir my elkeen 'n ander volgorde gegee van hoe ek my mengsels moet begin en hoe ek met hulle eindig. En dan ek kan ook vir jou sê, party van dit, ek moet my ammoniumsulfaat eers tweede laaste ingooi. Daai doen glad my besigheid en daai ou nie vandag. So, ek is te dom vir daai ouens, maar ek dink 'n pH-pen. As jy nie 'n pH-pen het nie, moet jy nie 'n spuit op jou plaas hê nie, want 'n pH-pen gaan vir jou wys wat gebeur. Want daar is 'n kaart. Ons kan 'n foto kry van daai kaart. Ons sal ons JP sal ons gou vir ons opsit weet van jou EC's en jou SC's en al daai goed, maar ek dink ook baie keer baie van daai goed is maar die wet van gemiddeldes. Maar sekere produkte gaan in sekere gevalle anders moet gemeng word. Ek weet, ek kry ouens wat vir my sê hoorie, maar PRMax wil nie met dit of dit meng nie. Maar dit is so geregistreer. Ja, maar dit werk nie. So maar jou mengvolgorde. Ja, maar die mengvolgorde is wat sê. So hoorie, probeer hom net, sit hom in daai posisie. Dan bel hy ou nie terug nie. Dan bel jy hom later, nee, dankie dat dit gewerk. Okay, maar jy sien, dis nie te sê dit moet altyd so of so wees nie, maar dit het ek nou al uit ervaring uitgeleer met 'n pH-pen, jy weet, en sekere goed het 'n man net daar's 'n weet, as jy steek dan nie. Okay, maar jy gaan weer te vinnig te ver. Wat van die pH-pen? Jy met ons het op 'n stadium by 'n ou gesien waar hy swamdoder wou gaan spuit het op sy mielies. En hy het goed gemeng en toe hy by die stoor uittrek, toe kom daar so 'n wolkie van agter die store wat hy nooit gesien het nie. Daar reën het die heel dag. Die mense het in die spuit gestaan, ek dink vir so amper 10 ure. En die reënbuie is verby en hy het gewag tot die blare afgedroog het. En daar klim hy in die spuit en hy gaan spuit. En dis al die swamdoder vir die laaste week het gewerk, behalwe daai mengsel. Hoekom? Ja, so ek het hom hier het ek nou die oefeningkie hierso. Nou kyk, 'n swamdoder, jou insekdoder en jou onkruiddoder is hulle werk op verskillende pH's, werk hulle effektief. So, en nou kry jy ouens van okay, wel al 10 goed in een mengsel ingooi. Wel, in 'n ideale wêreld sou dit gewerk het, maar ongelukkig nie. So nou kom ek net gou hier vir jou sê, so 'n onkruiddoder en 'n insekdoder is twee goed wat almal van ons saam spuit. So as jy 'n pH van 9 het op jou water, hoe lank dink jy gaan jou onkruiddoder aktief bly? Sê eers vir my, hoe lank vat dit jou om te meng? Ek het nou hierdie jaar van my mengkarretjie gekry om te meng. Wat is enigiets tussen 20 en 30 minute om alles in daai tank goed opgelos te kry voordat die spuit kan ry. Okay, nou weet jy wat, as jou pH 9 is, voordat jy ry, is jou onkruiddoder geëlimineer. Exactly. Want op 'n pH van 9
is het jy maar 'n 10 minute halflewe op 'n onkruiddoder. Ja. 10 minute. Nou, ons sal daai prentjies sal Ons sal hom ook ingooi, ja. ingooi op die Swamdoder. Kom ons, ek dink, ek dink jy van die duurste swamdoders in die mark. Is hier so by 1200 rand 'n hektaar bespuiting. ja. Om hom te spuit. En ek dink daar's baie opsies van 200-300 rand ook. So kom ons werk op 'n gemiddeld van, kom sê 700 rand 'n hektaar vir 'n swamdoder. Ja. So as jou pH 5 is, wat jy nou eintlik maar wil hê, Ja. waar hy moet wees. Hier om 10 ure, Maar hy moet daar bly. maar hy 10 ure vir hom om effektief te wees Ja. op 'n pH van 5. So jy nog 'n meng en daar kom by reën uit, jy wil môre spuit. Kan hom maar net wel Kan maar uit, ja, jy kan maar piepie in die tank. As jou pH 7 is wat neutraal is, wat meeste ouens, kom ons sê wat 'n goeie neutrale pH is, 3 ure. Nou 'n pH van 9. En kyk, daar's nou ouens wat allerhande byvoegseltjies en goed bysit wat maak dit meeste mengsels neig na 'n hoër pH. hoor toe. pH, ja. Nou wil jy 'n R750 se produk in jou spuit gooi saam met ander goedjies en weet jy, dis daai goedkoop goedjies. Daai 30-40 rand per Ek hektaar. slaai goedjie, omtrap. 2 minute. Ek weet nie hoe spuit jy in 2 minute 'n swamdoder uit nie, Ja, is nie moontlik nie. as jou pH nie reg is nie. Okay, maar die gifrep het dit dan nie vir my gesê nie. Dit kan seker nie. Hy sal mos net dit vir my gesê het. Maar dan moet hy kies wat gaan hy nou verkoop. Maar ek dink baie van hulle weet nie van dit nie, Ja. want ek het hierdie tabelletjie het ek nou al met 'n paar ouens gedeel en ouens my gebel en vra oor die kon ons my tabel kry. Want dis die eerste keer wat hulle hoor van dit. Ja. Mense, wêreld klein sosiale media, jy kan hierdie tipe goed maklik uitvind. Google hom in 2 minute. Maar dit is hoe 'n pH pen is baie belangrik, want dit is die verskil tussen 'n produk wat werk, wat baie goed werk of wat glad nie gaan werk nie. En ek meen, as jou pH 9, jy het onkruide 10 minute, onkruiddoder 10 minute, swamdoder 2 minute. Insekdoder is bietjie meer forgiving, alhoewel van die insekdoders vinniger afbreek in die son as ander. Ja. Maar 'n insekdoder kan er 24 uur op 'n pH van 9 gaan. Maar dit is 10 al dae op by dit neutraal. ja. Ja goed, maar so 'n pH 7, so as jy meng heeltyd en jy bly net, ek dink 'n pH 7 tussen 6 en 7, dink ek is vir jou die veiligste om te gaan. Veiligste venster. Maar nou is daar baie goed wat verkoop word en dis daai 10-15 rand per hektaar goedjies wat dit vir jou na die verkeerde kant van die Ja. skaal toe gaan gooi. En jy weet, ek sit nou hier so, ek kan nie ophou kyk na hierdie ding nie, want dis weer eens vir my een van daai goed van ek self dink ek het ook 'n hele paar jaar terug al. Nou wonder ek daai ding wat ek gespuit het, hy het dalk nie gewerk nie, want so dalk miskien die produk nie, maar dit was dalk die water en die kondisies, Ja. die tyd is daarmee saam. Jy weet, en dis een van die goed wat my pla, veral met die goeie die drones wat spuit. Die tyd wat dit 'n drone vat om 40 hektaar te spuit. Teen daai tyd is my swamdoder nie meer effektief nie en ek dink dis ook een van die goed wat bydra daarna toe dat wel behalwe dat dit te min water is, maar Ja. die tyd wat daai jou swamdoder in die water lê, maak hom oneffektief. Okay, ek gaan nou nie beter gaan drones toe nie, maar nou het ons al die gif in die tank. Hoe warm is dit voor jy begin spuit of hoe koud is dit? Ja, so dit Voor jy begin spuit en hoe warm is dit voor jy ophou spuit? ja, so weet jy En daarvoor. hoekom? So daarso is ook nou die waarde van 'n weerstasie. Jy weet so ek het my weerstasie, ek het 'n Davy Pro op en ek het die app op my foon ook en ons kan ingaan daar en ons kan kyk waar is relatiewe humiditeit. Waar is temperatuur, waar is die wind. En ek gaan nou nie die hele tegniese verduideliking gee nie. Ek dink almal kan dit gaan Google, maar dit is nogal 'n verduideliking. Delta T. Baie ouens dink ek het al gehoor van dit, maar jy het 'n optimale venster om in te spuit.
As jy buite Delta T se perke gaan jy nie, want dan kry jy wegdrywing van dit wat jy van jou, kan ek sê, jou spuitmengsel, Ja. wat nie uitkom waar dit moet nie, of dit staan op as jy temperatuurinversies kry, iets soos 2,4-D en Dicamba, jy kan vir hom spuit, en kyk Dicamba hier by ons is blykbaar nie 'n probleem nie, maar in Amerika wil die ouens mekaar moer, want hulle spuit mekaar so goed dood, alhoewel hier by my het dit ook al gebeur. Dicamba kan jy spuit, dan kry jy temperatuurinversie in die middag, weet wat jou, kan ek sê eintlik, wat jy kan dit voel in die vleye, dan letterlik al jou gastipe chemikalie staan op, en dan skuif hy, dan gaan kuier hy in jou, dit weet jy, of in jou milies spuit gaan kuier daar by jou boentjies, so, daai tipe goed kan gebeur, en dit is hoekom jy die weer en goed moet dophou, en ek dink elke ou moet vir hom belê in 'n goeie stasie, 'n weerstasie, daar is regtig, dit is nie meer 'n duur oefening nie. Of minstens 'n Kestrel. Ja, Kestrel of 'n ding, ja, maar Nou daai ding met 'n oom se geweersak lê. ja, daai met die geweersak lê. Saterdag en daar by die jagtervereniging gaan lê. Ja. Hy haal hom uit en sit hom in die spuit. En weet jy, baie van hulle gee vir jou dadelik die Delta T. So jy kan sien Delta T is 10. Ja. Sharp, right. Ons weet presies waar dit is. Of ons gaan 15 toe of soos op 7, whatever ook al, maar gebruik daai goed, maar die waarde net van 'n weerstasie is, as jy spuit en daar om een of ander rede is daar fout met die gif of jou mengsel, het jy die data vasgevang om te sê, maar hoorie, daai dag ek het in perfekte kondisies gespuit. Die humiditeit was reg, Want temperatuur was reg. ja, want die ouens wat nou al weet van, hoorie, sommer wag, hierdie goed werk onder sekere kondisies. Hulle gaan vir, ja, maar wag, jy het nie reg gespuit nie, dit was te warm of te dit. Okay, sê maar nee, wag, ek het binne regte kondisies gespuit, jy weet, so dis hoekom die waarde van 'n weerstasie nie onderskat moet word nie, weet of selfs by Kestrel, nie weet windmeter en jy weet met iets soos Roundup wat hoe ver kan trek, maar alhoewel met die regte nozzle, ek wil sê ek het al in die wind spuit ek lyndrade, tel ek daai boom op, gaan ek oor 'n lyndraad om lyndrade skoon te spuit. As jou drukking goed reg is, hy sny, dit lyk of jy hom met 'n mes gesny het, weet, so regte kondisies, regte nozzels en goed kan vir jou in wind en goed redelik help, maar ek meen as jy te hoë druk gaan en jou kondisies nie reg nie, dan kan jy dalk miskien goed doodspuit wat jy moet doodspuit nie, weet, so kondisies is belangrik, as dit droog is, weet, as dit warm is, ek meen jou plante, net onkruid is ook 'n plant wat groei. As dit te warm is, gaan hy nie goed opneem nie. As dit te koud is, gaan hy nie goed opneem nie. As hy onder stres is, gaan hy net soos 'n mielie onder stres, gaan hy niks opneem nie. So jy moet wag vir perfekte kondisies, want jy kan 'n perfekte toerusting hê. En ek sien baie ouens doen dit en hy het nou weet hy het 'n uitstekende spuit en die ding kan 50 km/h spuit en hy jaag deur die lande waarvan die kondisies nie reg is nie. Jy het dan daai groot spuit, jaag deur die lande wanneer die kondisies reg is. Nie net, okay, ek wil in 2 dae klaar spuit nie. Kry eerder alles reg dood, want onthou, as jy dink swak spuit, is dit weerstand wat jy gaan help opkom en weet help bou. En ek moet sê ek het 1 jaar het ek 'n maatskappy wat probleme gehad het en die ou wat die ondersoeke gedoen het, ek loop hom eendag raak en ek vra hom hoorie maar wat is een van die goed wat julle optel met julle eise? Jy het 'n hele boel data om mee te speel. Toe sê hy wat hulle agterkom is die meeste van die eise wat hulle optel is kom van hoogloopspuite af. Ja. Ek ben 'n hoogloopspuit, luftspuit, sleepspuit. Spuit is spuit, nozzels en nozzle. Maar een van die goed wat in berekening moet gehou word is die spoed wat teen gespuit is. Dis nie te sê omdat jou spuit kan 30 km/h gaan, jy moet 30 km/h spuit nie, want onthou, daar is fisika agter 'n spuitproses ook saam met humiditeit en goed. Eintlik kan jy net 12 tot 15 km/h maksimum spuit, ongeag wat se spuit, wat se stelsel jy het, om jou goed effektief onder te kry waar dit moet wees. En dit was my interessant geweest net dat hulle sê die meeste probleme kom by hoogloopspuite in. En daar was nie 'n spesifieke kleur of 'n ding geweest nie, is net gaan oor die spoed wat jy aanspuit, jy weet 'n vliegtuig is 'n ander ding. Hy het 'n vortex en goed wat hy maak wat die canopy in en alles indruk, so. Maar ja, nee, dit is spuit en goed is ook 'n baie belangrike ding en weer eens elke liewe ding van die grondontledings waar ons gepraat het, grondbewerkings, planters, spuite, maar ek dink planter en 'n spuit is 2 van die goed. Jy establish jou krop, weet jou gewas, jy moet hom die basis lê met 'n planter. En jy moet vir hom beskerm. Dis hoekom dit crop protection is. Jy moet hom beskerm met 'n spuit, moet hom nie doodspuit of beskadig met 'n spuit nie, jy weet, en daai 2 goed is doodbelangrik. Weet jy kan altyd 'n stroper is aan die einde. Weet 'n stroper moet ook reg wees, maar as jy nie begin dit nie reg is, het jy niks aan die einde vir daai stroper om mee te stroop nie, weet. So nee. Dan gaan ek dink as jy by gif kom, nee, shop maar 'n bietjie rond. Dit is
daar is probeer 'n bietjie ander maatskappye se goed ook. Moenie in daai ding val van hoorie, ek gaan net by hierdie ding hou nie. Hierdie produk kom al hoeveel jare nie, want as jy by een ding gaan hou, jy gaan jou onkruid slim maak. Jy moet bietjie ander metodes van aksie, probeer 'n ander groep van chemie. Jy moenie al die jare dieselfde swamdoder gebruik nie, want jy gaan die swam ook slim maak. Weet so wissel bietjie af, wissel jou insekdoder af. Weet dit is ook jy moet bietjie rondshop daarso. Nie jag jou rep weg en kry 'n ander ene nie, maar as jou huidige een nie vir jou iets kan gee nie, iets 'n ander opsie kan gee nie. Ja. Doen dit en dan gee hy vir jou dierder opsie. Try dit bietjie, maar jy gaan heel moontlik die rondshop ander goedkoper opsies ook kry wat werk, weet so. En kry net ek dink kry 'n pH-pen en toets jou water vir 'n begin. Daai twee goed kan vir jou groot verskil maak. Hoeveel hektare doen jy met 'n nozzle voor jy hom vervang? Ek dink as ek tel met die hektare nie, ek het nou elke seisoen sit ek maar 'n nuwe stel nozzels op, want dis hoeveel wat is jou chemie rekening? Wil jy dit kos R10,000 vir stel nozzels? Ja. Wil jy daai duur chemie? Ek het een van daai meters gekry wat jou nozzels jy sit jou spuit aan, dan vang jy per nozzle wat jy spuit op, dan gee vir jou vloei per minuut. So almal van hulle moet konstant wees. En ek het juist daai ou sleepspuit vir my, want hy werk nie baie nie. En ek het hom gevat en ek begin so vang. Ek sê, joh, nee, weet jy? Bestel sommer nou. Ja, en weet jy, toe gaan koop ek 'n nuwe stel nozzels. My 3 of 4 rand gekos, toe nou van daai nozzels en die stiffies. En daai spuit net soos 'n nuwe ene. Ja. Maar jy kan 'n hoogloop hê wat swak nozzels het wat swakker gaan spuit as 'n ou sleepspuit. Jy weet so, nee, moenie laat 'n R10,000 nozzle kit 'n 4 of 5 miljoen rand se chemie rekening bederf nie. Ja. So, maar ja, ek weet en ook jy hoef nie PWM te hê nie. Daar's baie goeie opsies. Weet TJ het Magnajet, weet jy kry mini drift, slow drift, streambars. Ek gebruik streambars. By my ook as ek voedinge goed wil neersit. Ja. Weet so ek dink daar's soveel geleentheid om seker te maak jy spuit reg en moet ook nou nie sê jy is besig om risiko te bestuur deur verskillende kleure nozzels op jou spuit te sit. Ons spot daaroor, maar ek weet van plekke waar dit so gaan. Ja. Okay, en dan as jy nou, ons het nou vandag mielies gespuit, môre gaan ons soja spuit. Ja, gespuit net die eerste 10 hektaar dood. Hoeveel keer was jy daai? Wel, kom ek jou sê, by my is 'n standaard, my spuit gaan slaap nooit vuil nie. Ja. So my spuit is ons klaar is elke middag, is of ek of Arne wat spuit, Arne spuit die meeste van die kere. Daai spuit word geflush. So ons hou vir hom skoon. Maar al het ek hom geflush, gaan ek môre en ek gebruik wel Tankman of whatever dit is. Ja, tank flush. En ek of tank flush of wat die goed is of tank dokter of met maak nie saak wat jy in die hande kry nie. Ek flush hom en dan daarna sal ek 1000 liter water insit en ons spuit hom teen 200 liter en as ek kom sê ek het mielies geplant, dan gaan spuit ek net eers op 'n mielieland 500 liter se water om seker te maak daai boom is skoon. Ja. En dan begin ons sojas en vice versa ook. Maar deur elke aand my spuit my aim command wat op daai spuit is 'n 2013 model. Daai aim command keer absoluut niks nie, maar ek bære my spuit elke aand skoon. Jy weet so daar's nie aanpaksels of enige residue wat agterbly nie, want dis daai residue goed wat agterbly wat sulke oordragprobleme veroorsaak. Ja, of wat Alex. Ekskuus. Wat ook baie keer gebeur, dit sak af en dit gaan lê en pak. Nie net noodwendig in filters nie, maar in daai hoekies en in draaitjies van jou pype en in jou boom. Nou maak hy 'n soliede laagie en dan soos jy die nuwe gif oor hardloop, los hy net weer 'n bietjie op. En dan sit dis altyd op die verkeerde gewas. En gewoonlik daai goedjies wat aanpak is gewoonlik die goed by die hoë konsentrasies in die klein sakkies wat aanpak. Dit is die goed wat groot skade maak. So maar ook weet 'n ding agitation binne in jou spuittank. Dit is ook 'n ding as jy nou as jy 200 liter hektaar spuit, jy gaan jou tank redelik vinnig leeg spuit. Dit is nie nodig vir te veel agitation nie, maar ek meen as jy nou 60 liter of 50 liter hektaar spuit, dan wil jy maar hê die goed moet heeltyd in suspensie bly, weet. Dan roer jy, dan sit die agitation pressure maar bietjie op, weet. En want hoe langer dit sodra dit gaan stil staan, dis waar die moeilikheid inkom. Weet so ek dink 'n goeie agitation druk. Ons het glad nie eens daarvan gepraat nie, maar daar's baie produkte, hy moet in oplossing bly. Ek weet ouens wat val as jy bietjie kalsium en goed wil spuit. Daai pes sak af. En hy pla oral, weet so. Ja, dan moet jy maar jou roeraksie net soveel opstel, weet. En
Ek het ander jaar kom jy ou by my met 'n biologiese produk en hy praat net van die ding en hoorie maar hierdie ding dit is nou die beste ding wat gaan gebeur en net so voor by die hek uitgaan daar kom klaar gegroet maak die venster op sê hoorie ek het vergeet daai ding is hou daarvan om nozzles toe te maak jy moet nie die druk hoog opstel venster toe en daar gat hy. Weet wat ek het nie eens goed gespuit nie want ek hou nie af van om nozzles skoon te maak nie want dit is nie glad nie 'n lekker oefening nie. Ja, weet so nee. Moet ook nog nie gaan soek vir om die agitation net ook enigiets ingooi nie, weet maar ja, jy moet kyk vir daai residues. Jy moniteer maar die hele tyd alles wat aangaan binne in daai in daai tank. Beste is jar toets. Jar test. Gooi dit goed bymekaar in die regte verhoudings wat dit ook in jou spuit en gaan in die volgorde. As jy sien die volgorde werk nie, probeer dit bietjie verander. En ja, ruil jou nozzles. En jy spuit 18 net as dit lyk of al weer op pad is maar met die spoed. Ja, en as dit so warm is en die wind waai so, ek het nou al baie ouens gesien wat dan spuit hulle op hulle lekkerste want die aircon werk ons nou great in daai spuit en dan wil jy nie op 'n ander plek wees as in die spuit nie. Perde die spuit, Speel golf. gaan speel golf of vat daai geld wat jy daarso uitgemors het, gaan dobbel met dit, jy gaan dalk makliker iets wen. So ja, maar ek dink weer eens ons het redelik alles gecover. As daar nog vrae is En voorstelle het in vrae en voorstelle en goed dat julle sien wat werk asseblief. Ons leer ook nog. ons dom ouens. Dis hoekom ons hier sit. Inderdaad, soek na vrae en nog antwoorde. Ag antwoorde, maar cheers op daai een. Till next time. Tot ons antwoorde kry. Bye.